Saterdag 24 Februarie 2026, hartlik goeiemôre Friedel van Maltitz, visiepresident Vrystaat Landbou, definitief nie op die plaas nie. Hallo Sakie, hoe gaan dit? Nee wat, hier by ons, daar is daar 'n moontlikheid van bietjie paar druppels, so dit gaan goed. Hoe gaan dit met jou Friedel? Nee, dit gaan goed. Hier by my waar ek nou sit net warm en bedompig, so maar dit gaan goed. Friedel, as ons die klank en die goeders reg kry, ek hoop dit loop mooi. Daar's 'n paar indringende dinge wat besig is om te gebeur aan die kant van Vrystaat Landbou en spesifiek daar waar jy nou is in die vreemde. Wil jy ons gou op hoogte bring van presies waar is jy en wat doen jy? Sakie, ja, ek is vanoggend in Brasilië. Ek is op pad Argentinië toe. Vrystaat Landbou het besluit om maar eerstehands die inligting te kry. Ons het oor die back and claw en hoe dit prakties uitgevoer is op die grond in Argentinië veral. Brasilië is nou back and claw vry sonder inenting van laas jaar af. So hulle is uit hulle krisis uit en ja, ons het 'n uitnodiging gekry deur Biogenesis Bigo, die enstofvervaardigers in Argentinië, om te kom kyk hoe lyk hulle laboratorium en bietjie gesels met boere op die grond en so aan. Friedel, so dit is net 'n uitreik, is eintlik 'n inligting sessie wat jy bywoon in Argentinië by die maatskappy. Daar is nie kwessies van onderhandelinge vir enstof nie. Sakie, nee, ons mag mos nou nie enstof invoer nie, en Biogenesis Bigo werk nou deur die staat, deur onderste poort. So nee, ons kan op hierdie stadium niks onderhandel en niks invoer nie. So hierdie is basies net die inligting, veral met hulle implementeringsspanne op die grond. Hoe werk dit, wie's hulle, hoe's hulle opgelei, hoe word na speerbaarheid toegepas, al daai tipe goeders. En dan neem ek aan, Friedel, dat die oog van hierdie besoek van jou is om dan nou inligting kry om ook hier plaaslik Vrystaat die ouens daardie kennis te kom toepas. Ja, Sakie, laat ons met ons boere kan gesels en dan met ons LER en ja, dat ons net vir hulle kan sê, dit is hoe hierdie ouens dit werklik op die grond reg gekry het, dis hoe hulle dit doen en dis hoe dit werk. Dan kan ons uit die perd se bek uit dit hoor, nie uit een of ander amptenaar wat dit net gegoogel het nie. Ja, wonderlik, eerstehandse kennis. Friedel, in die nuus hierdie afgelope week is dit groot gewag gemaak van die miljoen enstowwe wat in Suid-Afrika gaan land, en daar's spesifiek verwys na vandag, Saterdag. Het jy inligting daaromtrent? Sakie, nee, ek het nie inligting nie. Ek weet die enstof sou al vroeër in die week gevlieg het. Ek weet nou nie wat was die oponthoud nie. Dit moet onderste poort maar self verduidelik. Maar nee, ons weet niks van die enstof nie, maar ons hoop regtig dit kom vandag. Ja, en dan is daar ook 'n ander positiewe brokkie inligting wat deurgekom het, dat minister Steenhuisen aangekondig het dat privaat veeartse nou ook die enstof sal kan toedien na registrasie. Ja, Sakie, uiteindelik, ek weet daar's klomp veeartse wat al laas jaar November aansoek gedoen het vir dit, en hulle het nou eers teruggehoor. So dit is maar soos met alles met die departement, is hulle praat baie oor hoe dringend dit is en hoe groot krisis dit is, maar daai dringendheid word nie gesien in hoe vinnig hulle goedkeur of in hulle werk hoegenaamd nie. Ja, dit maak die situasie natuurlik baie moeiliker, dat hierdie beloftes kom nie tot realiteit nie. Friedel, 'n ander kwessie, en ek het nou met 'n paar boere ook gesels die afgelope week. Dit klink vir my dat die naspeurbaarheid, die tag van beeste in die oor met 'n naspeurbare stelsel is een van die groot probleme. Het jy 'n opinie daaroor? Sakie, ja, dis die minister hou daarvan om te praat oor hoe, en een van die goed wat hulle net sê is die staat moet beheer kan hou oor die inentings, en dit beteken hulle moet vir hulle kan sê watter diere is wanneer met wat geënt. Wat nie eintlik so ingewikkeld is nie. En ek
kan nie glo dat van laas jaar af November toe hy die afkondiging gemaak het tot nou toe, kan daar geen duidelikheid gegee word nie. Dis absoluut belaglik. Ek dink dit behoort baie makliker te wees, want dit is mos nou al gedoen. Hy spog met 2 miljoen beeste wat hulle geënt het. Hulle moet net vir ons sê hoe het hulle dit gedoen, en dan kan die res van die boere maar daaraan voldoen. Skielik is daar nou massiewe verwarring oor RF tags, pink tags, allerhande tags, maar niemand weet nie, want niemand sê iets nie, niemand gee leiding nie. So dis 'n belaglike situasie op die oomblik. En dit gesê, Friedel, die stand van sake op die grond, die boere op die grond, die boere op die plase, is daar al 'n aanduiding van hoe dit met hulle gaan? Sakkie, ja, die boere wat dit het, dit gaan baie swaar met daai ouens en met hulle bure en almal in daai distrik of in daai area, want daar's nie enstof nie. So jy kan jouself letterlik nie beskerm nie. En ons weet nou hierdie siekte, dis alles goed en wel om te praat van jou biosekuriteit wat reg is, maar as 'n plaas langs jou dit het, is biosekuriteit, ek wil sê amper onmoontlik dis onmoontlik vir biosekuriteit alleen om hierdie virus van jou al weg te hou. So ja, dit is die manne en die vrouens is moedeloos wat met die ding sit. Die melkouens hou aan, kalvers verloor. Die vleisouens begin ook nou baie meer kalvers verloor. Die veeartse sê dit lyk asof die virus bietjie gemuteer het, want daar's baie meer vrektes as waar hulle gewoond is. Alle wêreld, ja, dit spel definitief nog steeds nie 'n positiewe prentjie uit nie. Ek kan nie sê dat in my beskeie opinie die draaipunt bereik is of naby bereik is nie. Ons is nog steeds op die afwaartse kurwe. Friedel, dan is daar ook 'n ander ding wat kop uitgesteek het, knopvel siekte. Sakkie, ja, hy sal 'n geruime tyd nou met ons. Ek dink in party distrikte met die bietjie warm weer is hy 'n bietjie beter, maar ons het nog nooit soveel knopvel gehad nie. Daar by my in die Oos-Vrystaat, selfs as jy geënt het, het jy koeie gehad met dit. Ek weet van baie boere wat diere verloor het. En natuurlik die veeartse in Natal waarsku dat as jy 'n bees het wat reeds knopvel gehad het en daai koei kry nou back and claw ook, is die kanse baie goed dat sy dit nie gaan maak nie. So ja, dit is vir my nou maar 'n krisis op 'n krisis. Ja nee, dit is inderdaad krisis op krisis, baie slegte situasie op hierdie stadium vir die rooi vleisprodusente in Suid-Afrika en dan spesifiek ook in die Vrystaat. Friedel, nou ja, ons kan net vir jou 'n veilige reis toewens daar in die wye wêreld waar jy nou is, Brasilië, op pad na Argentinië toe, en ons hoop jy kom volledig toegerus terug om dan die boere hier in die Vrystaat spesifiek te kan ondersteun en behulpsaam te wees. Baie dankie Sakkie, ja, ek hoop regtig ons kan kom met praktiese planne en ek hoop dan in die Vrystaat dan veral kan ons dit implementeer en vinnig implementeer dat ons hierdie krisis kan begin aanval en begin veld wen vir die boere. Wanneer verwag ons jou terug in Suid-Afrika, Friedel? Sakkie, volgende Saterdag. Lyk vir my Argentinië so bietjie so Suid-Afrika. Ek moes al 2 dae terug daar gewees het, maar almal by die lugrederye staak. So ek sit nou nog 'n bietjie vas. So as die manne ophou staak en my kans gee, is ek volgende Saterdag terug. Maar ek sal met jou gesels dan weer in laat volgende week om te vertel wat ons gesien het. Baie dankie Friedel, baie dankie Vrystaat Landbou en veilige reis Friedel. Baie dankie Sakkie.